Die gelofte herdenking 2025. 16 Desember 1838, Volksvreemdes in die Laar. Op 16 Desember 1838 was anders as dit nou soms oorgelewer word, etlike volksvreemdes in die boerelaar van die voortrekkers se wenkommando, wat dan ook die oorwinning by die slag van Bloedrivier behaal het oor die Zulu koning Dingaan se regimente. Ten minste 4 blankes te wete: Luitenant Gardner, 'n Engelse offisier, Alexander Bigger, 'n Walliser wat in Engeland moes verskyn op beklag van hoogverraad, en ook in Port Natal se omgewing etlike Zulu vrouens gehad het, en 'n Joyce en ook 'n Parker, beide vermoedelike Engelse wat Bigger se Zulus vergesel het, en waarskynlik sy sentimente gedeel het. Gardner, 'n militêre offisier, het ook 'n groep kleringtroepe aangevoer, 60 tot 90, die bronne verskil. Bigger, Joyce en Parker het 'n groep Zulus, 60 tot 200 afhangende van die bron aangevoer. Na Bloedrivier het Bigger gesneuwel by die slag van Opati, saam met 5 van sy Zulus en 5 boere. Wat het hierdie vreemdelinge in die Laar gesoek? Het hulle die voortrekkers se gelofte afgelê? Was die gelofte op hulle van toepassing? Soos vermeld, was Luitenant Gardner 'n Britse militaris wat observasie kom doen het, 'n waarnemer. Tipiese Britse metodiek van die tyd tot vandag toe, om huidige en toekomstige slagoffers en vyande te bestudeer. Hy het kort na die vyandighede teruggekeer Kaap toe, en sy spoor duik weer op, later in die lys van vyandighede, van Brit versus Boer. Bigger was 'n Walliser, wat soos 'n tipe wit Zulu opperhoof sy eie heil in Port Natal omgewing gekry het, onder andere deur met 'n klomp Zulu vrouens te trou. Een berig sê tot 42, ek weet nie of dit waar is nie. In Brittanje was hy 'n gesoekte man op klag van hoogverraad, maar duidelik het die Natalse Britte as ook Luitenant Gardner nie veel daaraan gesteer nie. Talle Britte het daai voorbeeld gevolg vir hulself 'n twyfelagtige herkoms gevestig. Ons dink byvoorbeeld aan die handelaar Finn, wat al sedert Chaka se bewind dieselfde gedoen het, en inderdaad 'n hele substam Finn Zulus nagelaat het, wat tot vandag toe nog heelwat grond in Natal beheer, egter duidelik geen boere nie. Van Joyce en Parker weet ons min, behalwe dat hulle saam met Bigger en sy Zulus die boere se veldtog aangedurf het, en blykbaar ongeskonde teruggekeer het Port Natal toe, tussen die ander Britte in, waar daar gevestig was, in 'n tipe handelskolonie. Hulle dan ook later in vyandskap met die boere verkeer. Die vraag ontstaan, het Bigger, Gardner, Joyce en Parker die gelofte saam met die boere afgelê, of het hulle troepe dit gedoen? Dit is hoogs te betwyfel, maar ons kan net gis. Geen bronne vermeld so iets nie, en dit sou tog duidelik meldingswaardig gewees het. Of hulle enigstens gelowiges was, Christene van enige aard, is te betwyfel. Britte was merkwaardig agnosties en of ateïsties in die vroeë 19e eeu, veral in die kolonies, en ek vermoed geen uitsondering alhier nie, veral gesien die twyfelagtige moraliteit wat in die Port Natal groep toegedig kan word. As ook in Gardner, 'n Britse soldaat, 'n groep wat 'n besonderse swak reputasie het. Dit is hoogs te betwyfel of enige van die Mak Zulus of kleringtroepe aan die gelofte deelgeneem het. Dit was immers gedoen in die vorm van 'n gesamentlike gebed deur die boere, en die volksvreemdes sou hulle self duidelik onwelkom gevoel het in daai vrome geselskap. Die Britte en die Zulus was ook lopend van min waarde vir die boere. Hulle bydrae word grootendeels verswyg deur die geskiedenis. Ons voorvaders was erkentelike mense, en enige positiewe bydraes deur die volksvreemdes sou vermeld gewees het. Sulke vermelding word nie eens opgespoor nie. Was die gelofte op hulle van toepassing? Nou ja, wat beskerming tydens die slag van Bloedrivier betref het, duidelik, hulle het almal oorleef, soos afgesmeek deur die boere. Daar was geen noodlottige ongevalle aan boerekant nie.
betreffende die belofte, soos deur die trekkers gemaak, volk en huisbou? Nee, hoe kon dit? Hulle was duidelik nie deel van die huis wat die boere beloof het nie. En kon dus ook nie deel vorm van die volk, die boervolk, wat al daar hulle wasdom bereik het nie. Hulle was teenwoordig vir eie voordeel, het nie eens boere se huil op die hande gedra nie. Nie vir gebeure na die slag nie. Dit was die boere se saak. Is daar parallelle daarvoor, vandag in 2025? Absoluut. Talle mense van verskillende groeperings gebruik vandag die gelofte om relevant te wees, om geleentheid te verkry, om die boervolk aan te spreek, hulle simpatie en guns, en bovenal stemme in 'n verkiesing te verkry. Die Nasionale Party in die NG Kerk was 'n skreiende voorbeeld van hierdie misbruik, al sedert die vroeë 1900s. Die boer se gelofte is gou na die Tweede Vryheidsoorlog geskaad deur die Afrikaner in aanhalingstekens. Daar was geen Afrikaner op 16 Desember 1838 by Bloedrivier nie, of by Majuba 1881 nie. Afrikaner is 'n term wat hoofsaaklik deur S.J. du Toit geïnisieer is sedert die laat 1870s. Boere het dit nie gebruik nie. Dit het eers hier na 1910 se kant begin ernstig inkom. Tog het die geloftefeeste, veral na die 1920s, ontaard in partypolitieke susterskerk oefeninge, gelei deur voorname Afrikanerleiers, oordonder deur die Afrikaanse kultuurbewegings, wat boersaak en boergeskiedenis en boerbates gebruik het vir hul eie groei en wins tot vandag toe. Ons sien geloftefeeste vanaf die Kaap tot by die Limpopo, vandag, talle gekenmerk deur susterskerk dominees en Afrikaner politici en dergelikes. Die sogenaamde voortrekker monument wat niks met die boere te doen het nie, behalwe dat al geskakte geskiedenis daarin weergegee word. En die destydse Otsewa trek en daaropvolgende Afrikaner toeëning van boeregeskiedenis is skreiend in die onbeskaamde vermetelheid daarvan. Hul beleg in besetting van ware boereiendom en erfenis. Ook ander ry graag op die rug van die boer se geloftes, wil het niks met hulle te doen het nie. Byvoorbeeld die versoeningsbrug by die geloftefeesterrein by Bloedrivier. Dit was 'n instelling om in die nuwe Suid-Afrika te bevorder. Versoening het hulle gesê. Net so vind ons voortdurend sogenaamde selfaangestelde verteenwoordigers van die boervolk, wat hulle glad nie is nie, wat graag saam met Zuma en ander politici saamstaan, om voete en assegaaie te was. Min weet hulle, dat die uitdrukking assegaai was, beteken vir die Zulus bloedvergieting. Is dit wat hulle op die boervolk afwens? Heel moontlik. Wat staan die ware boer te doen vandag? Ignoreer die fariseërs, die moderne kazare wat die boervolk se erfenis steel. Ignoreer die opportuniste en skelms van alle vlakke hoog of laag. Vermy politici, bly weg van hul vals feeste. Dis nie moreel reg nie, dit is skelm en vals en 'n groot leuen. Ons kan nie daarin deel nie. Ons moet ons boervolk edel, rein en suiwer hou, en nie meng met die varke van vermeng en afleiding nie. Boere, doen moeite. Gaan kry julle eie bymekaar kom plek. Reël julle eie volksaamtrekke. Hou julle herdenking van daardie plegtige dag al daar, tussen julle eie mense, deur boere, vir boere, tussen boere. Ons sal wel ons heilige grond terugkry, as ons ons gelofte onderhou, en nie deel met die volksvreemdes nie. Wees boer, nie Afrikaner, of 'n halfnaatjie Afrikaner, of Engelsman of Zulu, of wat ook al anders nie. Wees boer. Lank leef die boervolk.